Hier by die Leeupoort of Stefanuspoort in Jerusalem lees ek graag vir ons uit Handelinge 7 vers 55. Maar hy, vol van die Heilige Gees, het sy oë na die hemel opgeslaan en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. By die Stefanuspoort wat uitkyk oor die Kidron-vallei, sien ons die plek waar Stefanus, die eerste martelaar van die kerk, gestenig is. Hier het hy uitgeroep: Here Jesus, ontvang my gees. Here, reken hulle nie hulle sonde toe nie. Sy oë was nie op die woede van die mense nie, maar op die heerlikheid van die Here. In Handelinge 7 vertel Stefanus die geskiedenis van Israel, van Abraham tot Dawid, en wys dat alles vervulling plaasgevind het deur Jesus, die regverdige wat Daniël se profesie aangekondig het. Sy dood in ongeveer 34 na Christus het die einde van die 490 jaar profesie gemerk en die begin van 'n nuwe tyd, die verspreiding van die evangelie van Jerusalem na die nasies, die begin van die kerk. Onder die toeskouers tydens Stefanus se steniging het 'n jong man gestaan wat die klere van die stenigers opgepas het, Saul van Tarsus, later Paulus. Hy het ingestem tot Stefanus se dood en later sou hy ook baie ander Christene vervolg het. Paulus sê in Handelinge 22 vers 19 tot 20, ek het hulle in die sinagoges dikwels gestraf, maar toe Stefanus, u getuie, gedood is, het ek dit goedgekeur. Die eerste vervolging wat na Stefanus se dood losgebreek het ironies die verspreiding van die woord veroorsaak. Die disippels het uit Jerusalem gevlug en oral so ver as wat hulle gegaan het hulle die evangelie verkondig. Wat bedoel was om die kerk te vernietig, het die begin van die sending geword. Stefanus het sy lewe verloor, maar nie sy geloof nie. Hy het die Here gesien. Mag ons so Stefanus vol van die gees van die Here wees, vreesloos in waarheid, en mag ons vergifnis uitspreek teenoor die wat ons ook wil skade berokken.